Prys die Here. Ons aanbid 'n amazing God. Wat lief is vir elkeen van ons en wat elkeen van ons in sy hand wil hou. Amen. Nou geliefdes, ek wil vanoggend so 'n bietjie met julle gesels. En as ek 'n tema aan die boodskap vanoggend kan koppel, dan wil ek tema koppel struikelblok. Struikelblok. En ek wil sommer so 'n halfe vraag vra. Is jy in die pad of op die pad? Want baie van ons is eintlik in die pad van die Here om sy werk te kan doen. Ons is 'n struikelblok vir hom om te kan doen dit wat hy in en deur ons wil doen. Nou ons het verlede week het ons 'n bietjie gepraat oor ons denke en ons het onder andere het ons 'n paar, as ek net so 'n paar vinnige punte kan aanraak, het ons gesê wat jy dink bepaal wat jy sê en wat jy sê bepaal wat jy doen bepaal jou gewoontes en jou gewoontes bepaal jou karakter en jou karakter bepaal jou lewensverwagting of jou eindbestemming. So hierdie is belangrike goed en dit begin deur dit wat ons inneem, dit wat ons dink, dit wat ons in ons gedagtes koester. En onder andere het ek 'n baie belangrike ding gesê deur te sê dit wat ons dink, dit wat ons in ons bewussyn toelaat, loop oor in ons onderbewussyn in. En dit is juis vanuit ons onderbewussyn wat ons 'n langtermyn doelwitte bereik, wat ons kan as ek kan dit so kan stel, wat ons kan volhard wanneer dit nodig is om deur te druk vanuit ons onderbewussyn. Maar omdat ons allerhande snaakse goed bedink, is dit juis waarmee ons onsself volmaak, waarmee ons onderbewussyn volmaak. En dit bring ons op 'n plek waar ons baie keer nie standvastig kan wees nie. Waar ons baie keer half teenstrydig werk met dit wat God wil hê in ons lewens, wat ons 'n struikelblok is. Nou, ons lees in Matteus 16, lees ons 'n baie interessante ding, en dit is eintlik so 'n kosbare gedeelte. En dis die gedeelte waar Jesus kom en hy vra vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En die disippels antwoord hom en hy vra, wie sê julle is ek? En hierdie is 'n belangrike vraag of 'n belangrike antwoord wat hy kry, en ons lees daar in vers 16, en Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En toe hy dit sê, toe antwoord Jesus en hy sê vir hom, ja, die Vader het dit aan jou openbaar. Jy weet, dis nie 'n menslike ding, jy het dit nie van self agtergekom nie. Hierdie is 'n openbaring uit die hand van God uit, om te kan weet wie ek is. So dit is nogal amazing om te dink dat God aan Petrus openbaar het wie Jesus is. En Jesus begin daar en hy praat met die disippels en hy gee vir hulle 'n sekere woord wat gaan gebeur, en dan begin Jesus vir hulle voor te berei dat hy gaan moet sterf, dat hy aan die kruis gaan moet sterf, dat hy gevange geneem gaan word. En wanneer dit gebeur is daar iets interessant. Petrus vat Jesus een kant toe en hy sê vir Jesus, Here, mag dit nooit so gebeur nie. En Jesus se antwoord is eintlik half verbuisterend, is eintlik half skokkend. En Jesus sê vir hom, hy sê, gaan weg agter my Satan. In vers 23. Hy sê, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Gaan weg agter my Satan. Dis 'n interessante manier hoe Jesus vir Petrus aanspreek. Die een oomblik het hy hom geseën, het hy 'n seën oor hom uitgespreek, en die volgende oomblik sê hy vir hom, gaan weg agter my Satan, want jy is vir my 'n struikelblok. En die rede hoekom jy vir my 'n struikelblok is omdat jy nie God se dinge bedink nie, maar jy bedink menslike dinge. Met ander woorde, jy kyk na jou menslike idee oor hoe 'n mens sou redeneer en wat vir 'n mens belangrik is, maar jy sien nie die groter prentjie raak nie. En met dieselfde geleentheid waar Jesus hom seën, bestraf hy hom ook, omdat hy menslik kyk in plaas vanuit God se oog, omdat hy menslike dinge bedink in plaas van goddelike dinge. En weet julle wat vir my hartseer is dat ons as gelowiges is baie keer in dieselfde bootjie as Petrus. Jy weet, ons verwag dat die Here sekere goed moet doen, ons bid vir sekere goed,
Maar dan kom ons met ons menslike gedagtes en ons verwag die Here moet dit op 'n menslike manier dit vir ons doen en raai wat sê Jesus vir Petrus, hy sê vir hom, jy's vir my 'n struikelblok. En so is baie van ons vir die Here 'n struikelblok sodat sy wil en sy planne in ons lewens nie uitgevoer kan word nie. Nou dit klink verskriklik as ek dit so stel. Maar baie van ons is 'n hindernis vir die Here sodat sy beloftes en sy krag nie in ons lewens vervul kan word nie. So wanneer as ons op 'n plek is waar ons oor goed bid en dit kom nie in vervulling nie, het ons nodig om so 'n bietjie terug te staan en introspeksie te doen en te vra Heilige Gees, as ek 'n blokkade is wat keer dat een in my lewe kan werk nie, wys my asseblief. Jy weet, ons is so geneig om oulike Bybelversies aan te haal. Maar as ons mooi gaan kyk wat die woord van die Here vir ons sê, is daar verskeie scenario's wat die Here vir ons sekere beloftes gee met 'n voorwaarde aan en as ons nie die voorwaarde doen nie, kan ons nie die belofte bekom nie. Kom ek gee vir julle een voorbeeld of ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde noem. As ons gaan lees daar in Matteus 11 vers 28 tot 30. Ek dink baie van julle weet presies wat se vers ek nou gaan aanhaal. Dit is 'n baie bekende gedeelte wat ons lief is om aan te haal en na te verwys. Die woord van die Here sê vir ons, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Wat 'n belofte. Wat 'n amazing woord. Gee Jesus hier nie. Hy sê kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Maar kyk gou in die volgende vers. Wat hy sê. Hy sê neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Nou gaan Jesus 'n stapie verder. Hy sê, want my juk is sag en my las is lig. So as ons net die vraag vinnig kan vra. Wanneer is daar vir ons rus? Wanneer ons die juk van Jesus op ons neem en by hom leer. Dan is daar vir ons rus, vir ons siele. Wat is die juk van Jesus? Nou, ek weet, en ek het dit al baie gesê, maar as 'n ou praat van die juk, dan dink 'n ou aan hierdie ding wat jy op 'n bees se skouer sit, of 'n perd se skouer sit, wanneer hulle moet gaan ploeg, of wanneer hulle waar moet trek of 'n ding. Maar wanneer hy praat van juk, in daardie tyd het juk beteken, die leermeester waarna jy geluister het, se leerstellings. Met ander woorde, dit wat vir jou geleer is die juk van 'n leermeester genoem. En wanneer Jesus sê, neem my juk op julle, dan sê hy, dit wat ek julle leer, neem dit op jou. Kom leer by my. En dan sê hy vir ons duidelik, want my juk is sag, my leringe is sag. So kom ons dink net gou-gou 'n bietjie aan van Jesus se leringe. Daar's nie genoeg tyd om by alles stil te staan in elk geval, nie vir oggend nie. As ons nog wel huis toe gaan hierna nie. Maar as ons net vinnig kyk, Jesus sê as iemand jou vloek, wat moet jy doen? Seën hom. Maar ons het iewers gehoor hy hom dood. En die probleem is ons loop met hierdie wrogings in ons harte, ons loop met hierdie woede in ons hart, omdat iemand dalk iets verkeerd vir jou gesê het. En weet jy wat doen jy? Jy keer dat die Here se rus nie oor jou lewe kan kom nie. So eenvoudig is dit. Jy is die oorsaak dat jy nie in die rus van die Here kan ingaan nie. Hoekom nie? Want jy doen nie wat Jesus sê nie. Jy neem nie sy juk op jou nie. En so kan ek verskeie verse. Dit wat jy wil hê mense aan jou moet doen, Matteus 7 vers 12, gaan jy en doen net so. Maar vir julle wat, ons wil agteroor sit en ons wag dat ander eers vir my moet reg doen. Dan sê die Bybel, wag totdat iemand eers vir jou reg gedoen het voordat jy reg doen nie. Jesus sê, gaan jy en gestel jy die voorbeeld. En hoekom kom ons nie in rus van die Here in nie? Want ons doen nie wat hy sê nie. En sonder dat ons dit besef, is ons 'n struikelblok vir die Here, sodat ons nie kan ontvang die beloftes wat hy vir ons het nie. Ons word 'n struikelblok vir hom, sodat sy krag en sy heerlikheid nie deur ons kan vloei nie. En op die einde van die dag, dan wil ons onsself regverdig.
Ek praat die ander dag met iemand wat 'n probleem het met 'n persoon en ek praat met die persoon, ek sê, jong, dis nie wat die woord van die Here vir ons sê nie. Al is jy reg, al is wat jy sê reg, die manier hoe jy optree werk nie. En die persoon sê vir my, man, weet jy wat, die Bybel maak ook baie voorsiening om op te tree soos ek nou doen. En ek sê, sterkte vir jou. As jy nie gaan doen wat die woord sê nie, gaan die woord nie in jou lewe doen wat dit sê nie. Jy's 'n struikelblok vir die krag van God om in jou lewe te werk. Al die eenvoudige voorbeeld is wat ek kan noem vanoggend. Blaai nou? As ek Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Kom Paulus, hy sê, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. So 'n amazing gedeelte, verstaan wat die wil van die Here is in jou lewe. Maar dis 'n belangrike ding, en veral in die tyd waarin ons leef, wat ons aandag aan moet gee. Paulus sê, koop die tyd uit. Hoekom moet ons tyd uitkoop? Want weet julle wat? Ons is so besig, ons het nie eens tyd vir onsself nie. Ons is so besig, dat daar's nooit tyd om net agteroor te sit en refleksie op onsself te kan doen nie. Wat nog te sê om 'n verhouding met die Here te leef? Of 'n verhouding met jou familie te wees? Of 'n verhouding met vriende te wees? Want ons het so besig geraak. Ons het so besig geraak. En that's life, and life happens. Ons kan niks daaroor doen nie. Ons praat vanoggend van as jy op die snelweg vassit op 'n hand en met 'n ongeluk of wat ook al, dan kom jy 7 uur of 8 uur by die huis in die aand en dis nie die realiteite waarmee ons sit. Maar weet jy wat, as jy nie die tyd uitkoop nie, kan jy nie die stem van die Here in jou lewe hoor nie. Want verstaan een ding mooi, God deel sy eer met niemand nie. En ook nie met jou nie. Hy is alleen God. Hy is alleen koning. Hy is alleen die groot ek is. En hy alleen verdien dit dat ek en jy sal gaan stil sit in sy teenwoordigheid en luister wat hy sê. Maar ons wil die Here deel met allerlei ander goeders in ons lewe en hy moet maar inslot by wat ons wil hê. Weet jy wat doen jy? Jy maak die stem van die Here dood in jou lewe. Jy maak God se stem in jou lewe stom, want hy kan nie met jou praat nie, want jy luister in elk geval nie. Want jy is so besig dat God nie met jou kan praat nie. Hoor gou vir my geliefdes, as ons nie tyd uitkoop om stil te raak en te luister nie. Philip het 'n mooi ding wat hy die laaste tyd by ons manne tuis bring is om ten minste vir 10 minute elke dag iewerste net stil te gaan sit iewerste. Nie 'n foon, nie 'n musiek, niks naby jou nie, net om iewers stil te gaan sit en te luister na die Here wanneer dat die Here met jou praat. En dis 10 minute, maar 10 minute is lank as jy gewoond is aan baie praat. Ek het gedink die vrouens gaan sê amen. Maar in elk geval 10 minute is vir my baie lank om stil te bly. En weet julle wat, ons kan nie in stilte sit nie. Geliefdes, koop die tyd uit. Raak stil in die teenwoordigheid van die Here. Raak stil in sy teenwoordigheid. Wag op hom en vertrou dat hy met jou gaan praat. Moenie net 'n inkopieslys voor hom neergooi en sê, Here, hier is my inkopieslys, sorg dat dit gebeur nie môre nie. Want ons maak God se stem dood in ons lewens. En as ek sê ons maak dit dood, bedoel ek, ons sit sy stem af in ons lewens, sodat ons nie kan hoor wat hy vir ons sê nie. Ons het nodig om die tyd uit te koop. Aan een wat nog 'n netelige saak is, en ek hoor van 'n man wat 'n goeie geldjie kry, en dan soos wat hy huis toe gaan, as hy sy geld gekry het, payday, dan gaan stop hy gou hier by hierdie mensies, dan gee hy vir hulle ietsie, en hy gaan stop al by sy ma, en hy koop vir haar kos, en as ander ou pel van hom wat sy werk verloor het, so hy gaan gee gou daar 'n paar rand af, en dan kom hy later by die huis, vroukie baie opgewonde, want nou het hy geld gekry, hulle gaan gou 'n bietjie kry nuus koop, en
En as hy daar kom en sê hy vir, jong, ek het nie meer geld oor nie, want ek het vir hierdie en dit gegee, ek het vir daai en dat gegee, en ek het vir daai en dit gegee. So, jy weet, ja, ons moet nou maar 'n plan maak. Klink dit vir julle reg? Dit maak nie sin nie, nê? Maar wie julle tog doen ons dit met die Here? Ons doen dit, ons vat dit wat aan die Here behoort, en ons gaan doen goed wat ons in ons menslike gedagtes bedink, en ons wil terugstaan en sê, Here, U moet tevrede wees hiermee, want dis hoe ek het doen. Weet jy wat sê die woord van die Here vir ons? En ek praat nooit oor geld in die kerk nie, en ek kry raas daaroor, maar dit is belangrik dat jy moet weet, dat wanneer ons nie doen wat die woord van die Here vir ons sê nie, dan maak ons God, dan sit ons 'n hindernis in God se pad. Die woord van die Here sê vir ons, daar Maleagi, hy sê, mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawes? Wat beteken dit om iemand te beroof? Om by hom te steel? Wel, daar's 'n verskil tussen om te steel en te beroof. Want as jy steel, sê die Woordeboek, fokus jy op 'n item, wat jy vat en jy druk hom in jou sak, en niemand sien dit nie. Maar as jy beroof, dan bind jy iemand vas, en jy vat met geweld, wat aan hom behoort. En God sê, julle bind my hande vas. Julle beroof my, julle bind my hande vas. En as ons verder gaan kyk, dan sê hy, bring die hele tiendes na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle net die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. So wat ek hier eintlik doen is ons bind die hande van die Here vas, laat hy ons nie kan seën nie. So nie net is ons vir hom 'n struikelblok nie, maar ons maak dit onmoontlik vir God om ons te seën. En ek wil vandag vir julle sê, geliefdes, as ons nie doen wat die woord van die Here vir ons sê nie, kan ons nie die seën en die guns van die Here in ons lewens verwag nie. Nou ek weet daar's baie leringe en baie idees en baie slim mense wat baie goed sê oor tiendes en in die Nuwe Testament. Hulle sê daar's nêrens niks wat gesê word in die Nuwe Testament oor tiendes nie. Wel, ek verskil. Eerstens, kom ek wys gou vir julle 2 verse. Jesus sê, betaal aan die keiser wat hom toekom en aan God wat God toekom. Wat kom God toe? Sy tiendes. Gee aan God wat God toekom. Jesus sê dit. En ons het nou nog gepraat van sy juk. Ons het nou nog gepraat van om te doen wat hy sê. Maar ons wil dit op ons manier doen en die Here moet seën. En ek wil vir julle sê, dit werk nie so nie. Jy sit 'n struikelblok voor die Here. Jy bind sy hande vas dat hy nie kan doen in jou lewe wat jy wil hê nie. Lukas 11:22. Maar wee julle fariseërs, want julle gee tiendes van kruisement en wynruit en elke groentesoort en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Nou baie mense vat hierdie vers en hulle sê nee, maar die Here sê liefde is belangrik. Jy moet liefde gee. Kyk net gou wat sê hy daar verder. Hy sê hierdie dinge behoort julle te doen. Wat behoort julle te doen? Die tiendes. Of die liefde behoort julle te doen sonder om die ander in na te laat. Dan word sonder om jou tiendes na te laat. Geen liefde. En dan net vir die interessantheid. Paulus sê vir Timoteus, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees en elke goeie werk volkome toegerus. Van wat se skrif praat Paulus hier? Van wat se skrif praat Paulus? Hy sê die hele skrif is deur God ingegee. Praat hy van die Bybel? Nee. Vandag vat ons dit op die hele Bybel, maar weet julle wat? As jy so hierso by Matteus jou vinger in die Bybel sit en jy kyk na die vorige gedeelte, dis die skrif waarvan Paulus praat. Ons noem dit Ou Testament. Want die Nuwe Testament was nog nie daar nie. Inteendeel,
Die brief wat hy van hom geskryf het, is later in die Nuwe Testament ingelyf. So die skrifte waarvan hy praat, is Ou Testamentiese skrifte, wat ons sê, tel nie meer vandag vir ons nie. Hoor gou vir my geliefdes, want jy bedink die dinge van die mens. Jy bedink die dinge wat vir jou pas, hoe jy dit wil hê, wat vir jou gemaklik is. En net so tussen hakies, as ons in die Nuwe Testament gaan lees oor geld, oor tiendes, dan sien ons, het hulle alles verkoop en alles gebring. Met ander woorde, hulle het nie eens net 'n tiende gebring nie, hulle het hulle huise, hulle meubels, hulle alles verkoop en dit gebring vir die werk van die Here. So in die Nuwe Testament stop dit nie net by tiendes nie. Inteendeel, as ons gaan kyk na wat Paulus sê in 2 Korinte en so voort, dan praat hy van meer as net 'n tiende. En hy praat van offerande, hy praat van offergawes. So ek wil vir julle sê, geliefdes, wanneer ons op ons manier dink, dan maak ons God se hande vas. Alles wat jy het, behoort aan God. Hoor gou mooi? Alles wat jy het, behoort aan God. Alles. En wat ons eintlik doen, is ons gee dit aan God, wat in elk geval aan hom behoort, deur hom te eer, omdat hy ons toelaat om dit te hê wat hy vir ons gee. Jesus kom in Matteus 22 vers 29, hy sê, julle dwaal, omdat julle nie die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Weereens, van wat se skrifte praat Jesus hier? Hy praat van die Ou Testamentiese skrifte. So geliefdes, ons het nodig om ons harte oop te maak. Ja, ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie kom staan voor die Here en eendag sê, maar iemand het eendag so gesê nie. Terwyl die woord van die Here anders sê nie. God se krag, sy heerlikheid, sy volheid, dis wat ek in my lewe begeer, dis wat ek graag wil hê. Volgende ding waarby ek gaan stil staan, en ek gaan so een of twee nog vinnig aanraak, net wat belangrik is onvergewensgesindheid. Weet julle wat? Ek dink as ek kan sê, wat noem een probleem wat onder die kerk is, wat onder die mens is, dan is dit onvergewensgesindheid. Want weet julle wat doen ons? Nee, ek het vergewe, maar ek vergeet nie. Dat jy nie vergewe nie. En as ek dit sê, beteken dit nie dat as iemand jou ingeloop het, dat jy hom weer moet vertrou in 'n besigheidstransaksie nie. Want as jy dit doen, dan is jy, wat het hom gesê? Dom. Ok, ek gaan niks verder sê nie. Die realiteite is, ondervinding leer jy ons maar wat om te doen en wat om nie te doen nie. Maar weet jy wat, as ek vergewe, maar nog steeds onthou, en myself herinner aan dit wat iemand verkeerd gedoen het, vergewe ek nie. Kyk gou wat sê die woord van die Here. En hierdie is deel van die juk van Jesus. Wat hy sê, want as julle mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, wat gebeur dan? So ek wil vanoggend vir jou sê, geliefde, as jy met 'n wrok teenoor iemand in jou lewe loop, is jou pad hel toe, want jy's nie vergewe nie. So, dis erg. Hoe kan ek dit sê? Ek oordeel nou. Nee, ek oordeel nie, dis wat God se woord sê. Want Jesus sê, as jy nie vergewe nie, is jy nie vergewe nie. Dis erg, né? Maar dis waarheid. So ons het nodig, om as daar iemand iets aan ons gedoen het, te begin vergewe. En onthou, wanneer ons vergewe, gaan dit nie daaroor dat hy aanhou geseën kan wees nie, maar dit is dat jy vry kan wees. Want onvergewensgesindheid sit wat sal ons dit noem? 'n las op jou waarmee jy moet loop. Onnodig.
Dit maak jou onvrymoedig in die teenwoordigheid van die Here en dit steel vreugde by jou. Iemand het eendag gesê, dis soos om gif te drink en te hoop die aanhou gaan dood. En dis presies wat ons doen. En weet julle wat? Dan drink ons die gif van ons omdat ons siek word. Want Here, hoekom maak jy my nie gesond nie? Hou op gif drink. En ons luister nie. Ons het nodig om te begin doen wat die woord van die Here vir ons sê. Want wanneer ons doen wat die woord van die Here vir ons sê, dan doen die woord in ons lewens wat dit sê. Matteus 16, 24 tot 25 sê Jesus, as iemand agter my aan wil kom, weer eens, dis deel van die juk van Jesus. Hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. In ander woorde, Jesus sê, hey, opdink vir jouself. Begin my woord te vat. Begin my woord te bedink. Begin oor goddelike dinge te dink. Hy sê, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Dis hoekom Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En alles wat jy nodig het. Hoor gou wat die woord sê? Alles, al hierdie dinge, sal vir julle bygevoeg word. Maar as 'n voorwaarde, soek die koninkryk van God, soek die heerskappy van God, soek sy geregtigheid beteken God se manier van dinge doen in jou lewe. En hy sê wat jy nodig het sal die Here vir ons gee, wat jy nodig het, sal hy sorg vir jou. As jy wysheid nodig het, sal hy jou wysheid gee. En so kan ek aanhou en aanhou en aanhou. En ek wil afsluit met 'n hier is nog baie verse. Wag, kom ek maak klaar. Ja. 1 Petrus 5 vers 5. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Hoor gou mooi. Wanneer ons op 'n plek is waar ons sê, Here, wag 'n bietjie. Dis hoe ek dink, dis my manier. Dis hoe ek die Bybel interpreteer, dis hoe ek dit gaan doen. Dan kom ek en jy, en ons kom sê vir die Here, Here, ek weet beter as U. Ek het die antwoorde, U moet nou maar net luister wat ek sê. En weet jy wat sê die woord van die Here? Hy sê, God weerstaan jou. Hy sê, God luister nie na jou nie. God steur hom nie meer aan jou nie. Hoekom? Dis 'n struikelblok. Hy weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederiges gee hy genade. Die wat sy juk op hom neem en doen wat die Here vir hom sê, vind sy rus, vind sy teenwoordigheid, ervaar sy leiding, ervaar hoe die Here hom lei. En ek dink ek gaan hier so stop vanoggend. Geliefdes, is jy in die pad van die Here? Of is jy op die pad? As jy in sy pad keer, is jy besig om te keer dat sy heerlikheid in jou lewe kan werk, dat sy plan in jou lewe kan realiseer? Is jy in die pad? Of is jy juis geposisioneer in die wil en die woord van die Here, sodat sy krag, sodat sy beloftes in jou lewe kan realiseer? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan weet dat U liefde vir ons is ver meer as wat ons dit in menslike terme kan bedink. Here, en U genade is vir ons groot. En U plan is vir elkeen van ons. Here, dat ons U volheid in ons lewe moet ervaar. Here, dat ons U guns, U seën, U rus in ons lewens moet ervaar. Maar so maklik, Here, om ons eie agendas te hê, so maklik om ons eie manier van dinge doen te koester. En die hartseer is, Here, terwyl ons dit doen, Here, dan maak ons U hande vas. Is ons vir U 'n struikelblok
Here, wat in die pad is, wat keer dat U seën en die guns oor ons lewens kan funksioneer. Here, of dit in ons huwelike is, Here, daar's so baie duidelike riglyne in die woord, rakende huwelike. Here, maar ons gebed is gewoonlik, Here, sorg net my man uit, of sorg net my vrou uit, dan sal alles goed gaan. Terwyl ons vergeet wat U woord sê, dat U juk sê, dit wat Jy wil hê, doen dit. Here, in verhoudings met ons kinders, by die werk, Here, is ons baie keer so trots, en omdat ons trots is, Here, maak ons die hande vas. Here, is daar 'n struikelblok in die pad wat keer, dat U nie kan werk in ons lewens nie. Ek wil bid vanoggend, Here, dat U ons sal wysheid gee, dat U ons sal help. Here, want as U ons nie help nie, dan weet ek nie. As U ons nie help om volgens U woord suiwer te kan leef, Here, dan het ons so arm lewe wat ons lei, sonder die heerlikheid, sonder die volheid van dit wat U vir ons wil gee en doen nie. Daarom bid ek vanoggend, Here, nie ons menslike wyse nie ons menslike idees nie, maar help ons om goddelike gedagtes te begin dink. Help ons, Here, om op U woord te mediteer. Here, help ons om U woord in ons lewens in te neem en dit te begin dink, sodat ons denke deurdrenk kan wees met U woord, en sodat dit wat ons doen, Here, gebaseer en gedryf sal wees deur U woord en U wil, en nie ons menslike denke nie. Here, want daar is soveel hartseer in hierdie lewe wat ons kan vermy. As soveel teleurstellings in hierdie lewe wat ons kan vermy, as ons net wil doen wat U woord sê. As ons net wil doen dit wat U sê. Ek wil vanoggend bid, help ons, Here. Help ons, Here, en daar waar ons dalk hardnekkig is, Here, daar waar ons dalk iemand nie vergewe het wat vergewe moet word. Here, dalk daar waar ons verkeerde besluite geneem het, vergewe ons daarvoor. Gee ons wysheid, Here, gee ons krag. Here, help ons, sodat ons in U wil sal wandel, sodat ons U wil sal doen. Here, dat ons die tyd sal uitkoop om in U teenwoordigheid te kom sit, en te hoor dit wat U vir ons wil gee. Ons eer en ons loof U daarvoor, in Jesus naam. Dankie, Here. Amen.